as ons nou kyk vir faktorisering, nê, en ek gee vir jou nou die volgende, ek sê vir jou daar's 'n hakie, kom ons sê nou maar, x plus 2 en x min 3. En ek vra vir jou om my daai hakies uit te maal. Wat sal jy doen? X maal x. Jy moet net 'n bietjie nader aan die mikrofoon sit, Benita. En dan 2 maal x en min 3 maal x en 2 maal min 3. Met ander woorde so. Ja, En dit gee dan vir my x kwadraat wat? Wat of my verder? min x. Min x min 6. OK. Nou wat nou hier gebeur is dat daai wat ons daar gedoen het, staan bekend as produkte of die uitmaal van hakies. Faktorisering word jy daai gegee en jy moet hom terugskryf in daai rigting. Met ander woorde, dis wat faktorisering is. Jy moet terugkom by die oorspronklike hakies. OK. Okay. Is jy happy daarmee? Ja. OK. Nou kry ons verskillende tipes faktorisering. Ons gaan nou begin met die eerste ene wat bekend staan as die gemeenskaplike faktor. So as ek vir jou die volgende gee, ek sê vir jou 2x plus 4. Wat is die gemeenskaplike getal wat in 2x en in 4 kan indeel? 2. OK. So luister nou baie mooi vir die tegniek wat ek nou vir jou gaan verduidelik. Jy vat nou daai 2 wat jy nou gekies het as die gemeenskaplike faktor, en jy skryf hom neer, en dan maak jy vir jou hakie oop, en dan gaan jy, en jy gaan deel met daai getal, in elke een van die oorspronklike terme in. OK? Is dit redelik duidelik genoeg? Ja. So wat bly nou oor? Daar is 'n x, en 4 gedeel deur 2 is 2, en daar bly dan 'n 2 oor, jy sluit jou hakie, en daarmee is jou faktorisering klaar. OK, Okay. en dis dit. Dis so maklik soos dit is. Okay, as hulle vir my vra faktoriseer, moet hulle sê ek moet die gemeenskaplike Ha-ha. faktor of daar. Glad nie. Dis hoekom ek vir jou die verskillende tegnieke van faktorisering wil verduidelik. Want daar is net 'n handjievol. Daar's net so 2 of 3 wat jy hoef te weet. Verstaan? So jy moet na die som kan kyk en self besluit watter tegniek ek nodig het. En dis wat faktorisering moeilik maak vir baie studente. As hulle dink faktorisering bestaan uit 400 000 somme. Verstaan? Wat dit nie doen nie. Faktorisering bestaan uit 3 of 4. Jy moet net weet watter een van hulle. So wat ek nou vir jou wil sê is, die gemeenskaplike faktor se tegniek. Ek wil net gou weer vir jou herhaal. Jy kies jou gemeenskaplike faktor, jy skryf hom neer, maak 'n hakie oop en dan gaan deel jy elke een van die oorspronklike terme met jou gemeenskaplike faktor en jy skryf die antwoord in die hakies neer. Dis die tegniek van gemeenskaplike faktor. En dis die een ding. Die ander ding van gemeenskaplike faktor is, jy moet altyd heel eerste, voordat jy enigiets anders doen, probeer om 'n gemeenskaplike faktor uit te haal. OK, en dis dit, dis gemeenskaplike faktor. Nou, obviously, is daar nou baie vrae wat ons nog hieroor kan doen, en jy gaan sien, hulle is nie altyd so maklik soos 2x plus 4 nie. Partykeer is die vraag baie moeiliker as 2x plus 4, maar die tegniek bly dieselfde. OK, Okay. so dis die een ding, van faktorisering. Die ander tegniek staan bekend as die verskil van vierkante. Nou hier's 3 goed wat jy moet kan identifiseer in so 'n vraag. Jy moet 'n kwadraat kan sien, nog 'n kwadraat kan sien en 'n minus. As jy dit kan sien, dan gaan skryf jy vir jou 2 hakies. Jy sit in een hakie 'n plus en in die ander hakie 'n minus en dan gaan jy dood eenvoudig jy gaan skryf daai getal, nou luister mooi. Jy gaan skryf daai uitdrukking sonder die 2. Daar en daar en jy gaan skryf daai uitdrukking sonder die 2. Daar en daarmee is jou faktorisering dan ook klaar. En dis weer eens, dis so maklik soos dit is. As jy daai 3 goed kan raak sien, die 2 kwadrate en die minus, is dit hoe maklik die faktorisering is. Okay. OK, maar as ons byvoorbeeld nou gaan kyk na iets soos die volgende. Sê nou maar, x tot die mag 4 minus, kom ons sê, 'n kwart uit tot die mag 6. Kan jy daai 3 goed sien? Die tot die mag.
Waar sien jy die mag 2? Die kwadrate. O nee, daar is nie. Daar is, maar sien jy hulle? Nee, Ok, nou kom ek wys gou vir jou. Dis wat ek nou bedoel, dis nie altyd so straightforward maklik, soos wat dit nou is met x kwadraat minus y kwadraat nie, maar dit bly nog steeds so maklik, as jy net die kwadrate kan sien. Want wat jy nou doen, is jy skryf nou die 16 as 4 kwadraat. Want dis mos wat dit is. okay. En die x tot die mag 4 skryf jy as x tot die mag 2 kwadraat. Want dan is dit ook mos maar dieselfde ding. Dit is mos maar x tot die mag 4. Okay. Is jy nog met my? Ek verstaan nie mooi hoe doen dit nie. Ken jy jou eksponentwette? Nee, ek dink nie so nie. Jy sien, dis nou die probleem nie. Jy moet jou eksponentwette ook ken, om te weet, as ek vir jou die volgende gee, x kwadraat in hakies tot die mag 2. Wat beteken daai 2? Wat beteken 'n kwadraat in die algemeen? As ek vir jou sê x kwadraat, wat beteken x kwadraat? Hy maal met homself, die grondhou. Okay, so as ek vir jou sê, dis 'n hakkie kwadraat, dan beteken dit mos 'n hakkie maal met 'n hakkie. Okay. En binne in die hakkie is daar 'n x kwadraat. So hoeveel x'e is daar in elke hakkie? 2. Okay. Nou hoeveel x is daar in totaal? 4. Okay, so ek kon net sowel daai twee getalle met mekaar gemaal het, om x tot die mag 4 te kry. Okay. Stem jy saam met my? Ja. Okay, so sien jy nou waar ek dit kry. X tot die mag 4 is eintlik maar net x kwadraat, kwadraat. Okay. 'n kwart is 'n half kwadraat. Want half maal met 'n half is 'n kwart. Ja. En y tot die mag 6 is y tot die mag 3 kwadraat. Okay. Is jy nou nog met my? Ja, ek weet nie hoekom doen om dit nie. Want ek kan nou daai 2 identifiseer as my kwadrate. Sien? Dis dieselfde as daai. Daar in die tweede uitdrukking is nou 2 kwadrate. Dis dieselfde as daai en in die middel is my minus. Okay, sê jy gaan nou soos die boonste probeer. Ja. Nou kan ek 2 hakkies gaan skryf want ek het nou die 3 goed raak gesien wat ek moes raak gesien het. So nou kan ek 2 hakkies gaan skryf. Ek sit 'n plus in die een en 'n minus in die ander ene. En ek gaan sê dood eenvoudig, goed, daai uitdrukking sonder die kwadrate. So ek skryf daar 4x kwadraat en 4x kwadraat. En aan die einde van elke hakkie skryf ek die tweede uitdrukking sonder sy kwadrate. Dis 'n half y tot die mag 3 en 'n half y tot die mag 3. En daar's my faktorisering klaar. Kyk sien. Okay, so onthou nou ons het nou 2 tegnieke gedoen, hè, die gemeenskaplike faktor wat jy altyd eerste moet probeer doen en waarvoor jy standaard tegniek nou het wat ek nou vir jou geleer het. En in die tweede manier van faktorisering is die verskil van vierkante. Jy moet 2 kwadrate en 'n minus kan raak sien. Dan is die faktorisering so maklik so skryf 2 hakkies, een het 'n plus en een het 'n minus. Okay, so. Okay, is jy tevrede met daai 2?